Goeiemôre gemeente. Jy het gesien, daar is die klank aan. Sê, kom ons probeer weer. Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Dit is lekker om almal hier so te sien vanoggend na die groot reën wat ons gehad het. En ja, die sonnetjie skyn ook al buite, so ek beloof om 'n lekker Moedersdag te wees. Maar oor Moedersdag gaan ons 'n bietjie later aan 'n bietjie meer sê. Vir nou draai net om na die mense rondom jou en sê ook vir hulle goeiemôre. En vir die wat aanlyn inskakel, ek wil vir julle ook sê hartlik welkom hierso by ons op daardie spesiale manier en mag dit ook vir julle 'n geseënde erediens wees. As jy vanoggend hier 'n besoeker is hier ook hier by ons, wil ek vir jou ook net sê baie welkom. In ons voorportaal, as julle sien, is al kontakkaartjies, daar's nuwe intrekkerkaartjies. So indien jy wil kontak maak met die kerkkantoor of 'n nuwe intrekkerkaartjie wil invul, vul gerus in en dan gooi dit net in een van daardie posbusse daar in die voorportaal. So vanoggend, ek dink dis 'n baie goeie tema in die opsigte van na hierdie reën het ons 'n bietjie vuur nodig. So ek neem aan die paas gaan ook baie braai vandag. Is daar 'n paar paas wat gaan braai hierso vandag? Daar's 'n paar hande wat opkom. Ek bly om dit te hoor. So ons tema vanoggend is die vuur wat reeds brand. Ons gaan kyk daar in Johannes 21 vers 1 tot 14. Ons is nou so tussen die opstanding en dan die hemelvaart. So ons sal 'n bietjie meer gesels oor hemelvaart ook, wat donderdag plaasvind hier by die gemeente. Daaroor gaan ons 'n bietjie meer gesels later aan. Maar wat ek graag vir julle wil wys, ek het op Facebook gekyk en toe sien ek nou hierdie paar video's raak daar. Julle weet dat dit nou onlangs gereën het. Wie van julle weet nie dat dit gereën het nie? Ek seker almal weet. So ek hoor vanoggend die netwerk 24, maar ek dink dit hom 'n bietjie afgerond, sê dit op sekere plekke 900 mm reën geval. Ek weet dis gemeentelede wat vanoggend gepraat het van bietjie oor die 800 mm reën hier in die Oos-Kaap ook. So daar was so stromings gewees, ons gaan nou daarby kom ook. Maar ons kan ook net die Here dankie sê. Baie dankie vir die mooi reën wat hy vir ons stuur, wat hy voorsien vir ons. En ek dink dit moet 'n asemrowende gesig wees om dit te sien. Ek gaan nou nie vanmiddag so intoe ry nie, want my motortjie gaan dit nie daar maak nie met daardie water nie. Maar as die Kouga dam op die 7de Mei was hy glo 133% vol gewees. Hy's nou nog steeds loop hy oor, so hy's oor die 100% vol. Lyk pragtig, né? Dan sal jy ook sien, die nadeel van baie reën is ongelukkig oorstromings. En daar is 'n paar huise, soos julle kan sien, wat onder water is. Dis in die Jeffreys Bay area veral. En ek is seker hier in Port Elizabeth is daar ook 'n paar van ons plakkerskampe of informele wonings wat ook onder water was. Ek weet in Walmer het hulle 'n klomp mense gehuisves. En dan is daar ook ander gedeeltes in PE ook waar ek gehoor het waar hulp nodig was. Ons het byvoorbeeld huis, weet geen naam dink, dis MTR Smith wat ook waterprobleme ervaar het en dan is daar ook 'n paar ouer huise ook. Ek weet van in my eie woongebied 'n paar mure wat ook omgeval het as gevolg van die baie reën, maar ons is dankbaar daarvoor. Dan die teenoorgestelde wil ek amper sê of van die reën is die koue. In daardie opsigte het ek gesien ook vanoggend daar op Weather Report, daar by R63 tussen Graafrenet en Maritzburg het hulle nou weer in plaas van baie reën ook weer baie sneeu gekry. So ons dink ook maar aan die mense en die diere veral in hierdie koue. Ek dink dit moet maklik wees om buite te wees en hierdie koue veral nie. Dan het die Oos-Kaapland, dis nou die NG Kerk in die Oos-Kaapland, die synode. Hulle het 'n vloede rampfonds. So terwyl ons dankbaar is vir goeie reën in ons opgaande damme, gaan ons harte ook uit na die mense wat verliese gelei het. So dit is op ons Facebookblad beskikbaar, dit is op die NG Kerk Oos-Kaapland se Facebookblad ook beskikbaar. Indien jy graag 'n bydrae wil maak, is jy welkom om direk dan in daardie fonds ook 'n bydrae te maak.
Dan ons verjaarsdag, julle sal sien, daar is 'n hele paar mense wat verjaar in Mei, en ek wil vanoggend ook 'n besondere vir Dries Chalmers, wat daar agter sit. Ek het hom gister geskakel, oom het 85 geword, vir oom ek het sê, baie geluk met oom se verjaarsdag, en mag dit vir oom ook 'n geseënde jaar wees. So wens ek ook die ander mense op ons gemeentelys ook, op ons verjaarsdaglys ook 'n geseënde jaar vir julle toe. Dan sê julle gesien het, ons program is daar beskikbaar, hardloop, daar in die voorportaal. Julle kan gerus loer daarna. Oom Gerald of Diaken Gerald het net vanoggend gevra, ek moet net noem oor die lammers. Die mense moet net 'n bietjie geduldig wees, nou met die reën is die veld baie nat en is baie moeilik vir die boere om oral uit te kom, en dis vir hulle verskriklik moeilik op die oomblik om die lammers te kan voorsien. So hou dit ook maar net in gedagte, maar julle kan hom kontak, dis ten bate ook van die kermis in verband met lammers, indien jy sou belangstel. Dan ons gebedslys, soos wat hy aangedui is op die aankondigings, het daar so 'n paar name bygekom. So ek wil net graag vir julle die name lees. Dink asseblief in gebed aan Andre en Alet van die Herden, Jannie van der Merwe, Raai Skutte, Sonja en Hans van der Merwe, Maggie Badenhorst, Lenet Nel, Johan Stroomfer, Tannie Evelyn wat ook vanoggend hier is, en Antoinette Stander, en dan Bevan van der Walt, ons Karwag, wat hier buite is, dink ook aan hom asseblief in julle gebede. Dan sê julle sien, kermis, ons benodig nog 'n hele paar items, so indien jy kan help, asseblief, kom gee af Sondag hier by in die voorportaal, jy sal sien daar's 'n mandjie, of jy is welkom deur die week om by die kerkkantoor ook te kom afgee. En dan wil ek ook net baie dankie sê vir die wat al reeds vir ons gegee het. Baie dankie vir julle. Dan die 14de Mei het ons 'n hemelvaart boodskap, dis die oggend tussen 10:00 en so 11:15, 11:00 se kant. Dit gaan hier in die konsistorie wees. So daar sal ook lekker koffie en tee beskikbaar wees en ietsie soets daarbey. So kom woon ook gerus die hemelvaart diens by wat in die konsistorie gaan plaasvind. Dis die 14de Mei. Dan, ek kyk nou vanoggend hierso, hier's 'n paar tieners hier, maar almal is nou nie hier nie, maar ek sal dit ook aankondig op ons WhatsApp. Volgende Sondag, die 17de Mei, dan het ons geopende deure hierso. En Dominee Taute gaan die erediens lei, en dan gaan ek in die saal met die kinders wees, want ek kry nie 'n geleentheid op 'n Sondag gewoonlik om by ons kinders te wees, en dis nou 'n goeie geleentheid. So, julle gaan nog steeds diens toe kom, maar dan wanneer die kinders uitgaan kategese toe, dan gaan die voorskool, laerskool en die hoërskool asseblief uit. Dan gaan ons in die saal, gaan ons daar 'n byeenkoms hou. Dis nou vir al die kategese kinders. Dit sluit die belydensklas ook in. Ek noem net. Dan ons Pinksterdienste, ons het Pinkster, die dienste is normaalweg in die aand 6:00, maar ons het ook 'n spesiale diens bygebring. Dit gaan Woensdagoggend wees 10:00. So vir die wat nie in die aand kan kom nie, julle is welkom om in die oggend ook dan die dienste kom bywoon, 'n Pinksterdiens. Dan Moedersdag. Ek sien hier's 'n hele paar dames vanoggend in die kerk en 'n hele paar ma's. So vir julle wil ek sê, baie gelukkige Moedersdag. Dankie vir dit wat julle vir ons doen, vir ons kinders, en ja, julle is kosbaar. Daar's 'n Bybelgedeelte daar, Spreuke 31 vers 25 tot 26 wat sê, alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. En mag julle 'n baie besondere, spesiale Moedersdag hê, en mag die paas, die ma's en die kinders vandag, die ma's baie bederf. So ek hoop julle was vanoggend ook vroeg bederf geweest. Het ek gesien 'n paar hande, wie van die ma's was vanoggend bederf geweest? So is julle 'n paar ma's. Okay, bly om te sien. Kom ons raak ook stil en ons draai hierdie erediens aan die Here op.
Almagtige God, Here, ons kom vanoggend na U toe met dankbare harte. Dankie Here vir die reën wat U vir ons gegee het. Die reën wat lewe bring, die reën wat die aarde voed en wat ons herinner aan U troue sorg elke dag. Maar Here, ons dink ook vanoggend in besondere Here aan die mense wat geraak is deur hierdie vloede, Here. Wie se huise beskadig is of oorstroom het, Here. Wees U naby aan hulle. Bring U vir hulle vertroosting. Voorsien in hulle nood en gee U, Here, vir hulle nuwe hoop. Here, ons dink ook aan ons mense, die name wat ek vanoggend gelees het, Here, op ons gebedslys. U ken elkeen by die naam. U ken elkeen se behoefte, elkeen se hartseer, maar ook elkeen se vreugde. Ons vertrou hulle aan U sorg toe. Ons plaas hulle in U hande, Here. U weet wat hulle nodig het, Here. Here, wees U hulle lig, Here, op die pad wat hulle moet stap. Vandag dink ons ook, Here, in besondere aan al die ma's, al die vrouens, Here, die mamas, die oumas, elke vrou wat 'n hart het van omgee, Here. Dankie, Here, vir hulle in ons lewens. Dankie vir hulle liefde, vir hulle opoffering en vir hulle sorg. Ons bid ook vir die wat vandag sonder hulle ma's is, Here. Wees U ook naby aan hulle en troos hulle ook vandag, Here, in hulle harte met daardie goeie herinneringe van hulle ma's. Ons bid vir ons gemeente, ons stad, ons provinsie en ons land, Here. Kom U, Here, kom U en regeer, Here. Bring U vrede, U wysheid en U hoop. Wees saam met elke leier, elke persoon wat in 'n gesagsposisie staan. En wees U in hulle lewens teenwoordig. En nou, Here, vanoggend kom ons ook om hierdie erediens, Here, aan U op te dra. Maak ons harte stil en oop om U woord te hoor. Dit wat U met ons wil kom deel, Here. Lei ons deur U Heilige Gees. Ons bid dit alles in die naam van U Seun, ons verlosser, die Here Jesus Christus. Amen. Ons aanvangswoord vanoggend kom daar uit Psalm 145, vers 14 tot 21 wat sê: Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van almal is op U gerig en U gee hulle kos op hulle tyd. U maak U hand oop en skenk U guns in oorvloed aan al wat leef. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle om hulp roep en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg hy. Ek sal die lof van die Here verkondig. Laat al wat leef sy heilige naam prys vir altyd. Daarom gemeente, vanoggend groet ek julle ook. Genade, vrede en barmhartigheid vir julle van God ons Vader, wat getrou in sy liefde is, en van die Here Jesus Christus, wat vir ons elke dag voorsien, deur die Heilige Gees wat in ons werk. Amen. Ons gaan vanoggend 2 liedere saam sing. Lied 402, die Here het waarlik opgestaan, lied 164, ons is almal hier te saam, en dan lied 200, U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. En ons gaan dit sin saam staande, en daarna bly ook staan asseblief vir die geloofsbelijdenis.
Kom ons bely ook ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en te helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. Kan ek vra vir die kinders, voor julle uitgaan kategese klas toe, dat julle na vore kom, want vanoggend gaan julle my 'n bietjie help hier in die erediens. Kom sit gerus hier voor. Môre julle. Hoe gaan dit? Het julle 'n lekker week gehad? Ek sal so glo, wie van julle was heel week in die skool? Niemand nie. Hoekom nie? Want het baie gereën, hè? Was dit lekker by huis? Okay, ek bly om dit te hoor. Ja, okay. En ja, met die reën was dit seker nou nie lekker geweest om die hele tyd binne te wees nie, maar ek is seker julle het meer as genoeg speelgoed en dinge om te doen. Ek weet ek het hierdie week moes ek gehelp het met huiswerk, wat ek soms doen ook, maar dit was my lekker geweest om te sien wat doen julle in die verskillende grade en veral graad 3, maar dit was my baie lekker. So nou vanoggend het ek vir julle ietsie saamgebring. Wie kan my sê wat's die? Dis 'n net, okay. So hierdie net en hierdie ding, wat's dit? Dis 'n visstok. Okay, wat doen 'n mens daarmee? Van 'n mens vis. Is jy seker mens van vis? Ja. Okay, nee, ek sê dit. So wie van julle het al visse gevang? Is jy 'n paar handjies? Okay, dis bly om te hoor. Nou in die Bybel vanoggend gaan ons 'n gedeelte lees daar in Johannes 21. Maar in daardie gedeelte gaan ons lees van Jesus se disippels. Nou die disippels, wat hulle gedoen het na Jesus se opstanding, het hulle toe, soos die Bybel dit sê ook, het hulle toe teruggegaan na Galilea toe. Nou daar was 'n see gewees, die see se naam is die see van Tiberias, en daar by daardie see was daardie stad baie bekend gewees vir visvang. So wat hulle gedoen het is, voor Jesus sy disippels geroep het, was hulle vissers gewees. En wat doen 'n visser? Hy gaan vang vis. So hulle het toe 'n heel nag op die see gewees en hulle het probeer visvang en hulle het niks gevang nie. Niks. En hulle het toe nou maar besluit, hulle gaan maar terug land toe, want hulle weet nou nie, daar's niks gevang nie. En hier kom Jesus toe en Jesus verskyn. Maar hulle het eers nie geweet dis Jesus nie. Hulle het later aan toe uit die brood breek, toe kom hulle agter maar dis Jesus. Maar Jesus sê toe vir hulle, gooi julle net in die regterkant in. En wat het hulle gedoen? Het hulle net in die regterkant gegooi. En toe wat gebeur? Klink dit nie bekend nie? Dink is Lukas 24 wat dit ook sê. Toe hulle in die regterkant ingooi, het hulle 'n klomp visse uitgetrek. Die net was so swaar geweest dat ek wou amper sê die boot gesink het, maar die boot het nie gesink nie. Hulle het hierdie klomp visse uitgetrek en toe aan land kom. Dit was vroegoggend geweest. Hulle sê dit was soos met sonopkoms. Toe hulle aan land kom, toe sien hulle vir Jesus staan daar by 'n vuur. En wat is by die vuur? Daar's lekker brood en daar's al reeds vis wat gebraai is. En toe het hulle lekker kos saam geëet saam met Jesus en toe agtergekom dis hy. Nou vanoggend hoekom ek dit met julle deel is dat Jesus is altyd by ons.
Jesus sorg altyd vir ons. En dit laat my ook vanoggend dink aan Moedersdag. Wie sorg vir julle by die huis? Mamma en pappa. Okay. En vanoggend met Moedersdag wil ek ook hê julle moet 'n bietjie vir julle ma's baie bederf vandag as hulle vir julle vra om te help met iets, dalk skoonmaak of skottelgoed was of kos maak of iets. Help julle ma's soos julle altyd doen, hè? Of is ek verkeerd ouers? So help julle ma's, maar nou vanoggend gaan julle my help want hierso is 3 mandjies hier. Julle gaan nou vir elke vrou hier in die gemeente gaan julle enetjie uitdeel. Maar julle gaan eers begin by julle eie mammas en dan gaan julle beweeg die ander vrouens ook vergee en dit wat oorbly is nie julle se nie. Julle kom weer terug hiernatoe. So gaan deel vir my uit. Wat jy 'n mandjie en daar's vir jou ook 'n mandjie. Stap saam met hulle, stap saam, dan deel julle uit. Stap saam. Die help uitdeel also. Onthou maar bo ook uit te deel. Is daar een van julle op boontoe? Ons sal Vadersdag ook onthou. Ek sal in gedagte hou. Ek het gedink is baie spesiaal van die kinders om dit vanoggend te doen, so ek hoop die ma's en die oumas en die tannies wat hier is vanoggend waardeer dit ook baie soos wat ons dit waardeer as gemeente. Om so baie kinders hier te sien en die kinders bereid is om ook te kom uitdeel. Ja. Was julle bo gewees? Ek maak dit seker. Dit is nou nie nagmaal vir oggend nie, maar as daar enige van die dames oorgeslaan met geskenkies? Almal gekry? As hy. Dankie. Dan wil ek ook die gemeente uitnooi, as julle na die erediens is julle welkom, is julle dalk vir julle ma by die huis wil gaan gee, of is die ma nie vanoggend hier is nie, wat ek weet hier's 'n paar ma's nie, hierson is jy welkom om hier voor te kom haal ook, dan saam huis toe te vat ook. Maar vir die kinders, kom ons bid gou saam, en dan voor julle uitgaan kategese toe, is daar vir julle ook ietsie. So kom ons maak gou ons oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons elke dag sorg en dat U ons liefhet. Dankie Here vir al die mammas, vir al die vrouens wat U gebruik in ons lewens, Here, en wat so lief is vir ons en ons so omgee vir ons elke dag, Here, en vir ons sorg, Here. Help ons om dankbaar te wees elke dag, Here, en elke dag ook uit U liefde uit te leef, by die huis, by die skool en saam met maats, Here. Dankie Here vir alles wat U vir ons doen. Amen. Nou, hierso is verskillende lekker goed. Julle kan vir julle elkeen een uithaal, net een, en dan kan julle ook uitgaan klasse toe. Dan gee ek nou 'n geleentheid vir die opneem van dankoffers.
Ek wil net noem eers ons dankoffers of althans ons deurkollekte in die voorportaal vanoggend gaan ook vir Maranatha. So hou dit ook net in gedagte as jy daar in die voorportaal ook vir bydra tot Maranatha. Maar kom ons word stil voor die Here en ons dank hom ook vir hierdie dankoffers. Almagtige God, met dankbare harte kom ons vanoggend na U toe. Dankie Here vir U troue sorg elke dag van ons lewens. Neem hierdie dankoffers, Here, en gebruik dit tot uitbreiding van U koninkryk. En soos ons ook nou U woord gaan oopmaak en daaruit gaan lees, Here, spreek U self met ons. Maak ons harte stil en ontvanklik vir U woord en lei ons deur U Gees. Ons bid dit in U Seun se naam ontwil. Amen. Soos ek vroeër vanoggend genoem het, ons tema is die vuur wat reeds brand. Ek gaan vir ons lees daar uit Johannes 21 vers 1 tot 14. En dit is my baie interessant, ek sal verwysing maak na 2020 vertaling. Ek lees nou vanoggend na 1983 vertaling uit. Maar dit is my baie interessant ook hoe die twee vertalings ook iewat 'n bietjie verskil, maar dit ook baie mooi sê die 2020 vertaling. Maar kom ons lees uit die 1983 vertaling uit. Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle: "Ek gaan visvang. Ons gaan saam met jou," sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: "Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?" "Nee," antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry." Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: "Dit is die Here." Toe sê Simon Petrus: "Hoor dat dit die Here is," het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En hoewel daar so baie was, het dit nie net geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. Hulle was toe nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Ek sien ek die tekste omgeruil, ek lees dit hier aan. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met visse gesleep. Toe aan die land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." En dan vers 13. Jesus kom toe. Hy neem die brood en gee dit vir hulle. En so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Nou, gemeente, vanoggend neem hierdie gedeelte by Johannes 21 ons na 'n stil plek toe. Dis stil, dis al langs die waters. Nou, die gedeelte daar het bekend gestaan as die see van Galilea, maar dit was ook bekend gewees as Tiberias, en dan was dit 'n varswatermeer gewees in Israel, en hulle het na dit verwys, die see. Nou, Tiberias was een van die groot stede gewees, een van die grootste stede gewees langs die see.
van Galilea. En hierdie stad was bekend gewees vir sy vissery. Hy was bekend gewees vir mense wat vis vang, hy was bekend gewees vir die vis wat hulle uitgedroog het, gesout het, en hulle het hierdie vis ook uitgevoer, verkoop in ander dorpe van Israel. Nou daar langs die see, hier waar die disippels is, ons vind nie daar 'n klomp mense nie. Daar sê 'n klomp skare mense soos wat Jesus altyd bekend was voor toe hy vir ons vertel het van gelykenisse en met die mense van Israel gepraat het nie. Daar sê 'n klomp mense nie. Daar's nie 'n teologiese debat nie. Daar's net sy disippels. Sy disippels wat besig is om vis te vang. Iets eenvoudigs. Die disippels is terug by wat hulle ken. Hulle is terug in Galilea en die Bybel verwys ook daar na Galilea in Lukas en in Matteus dat hulle moet Galilea toe gaan. Hulle is terug daar. En Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Ek gaan vis vang. En wat sê die ander disippels? Ander disippels sê, ek gaan saam met julle, saam met jou. Saam met jou vis vang. En as ons dink aan daar's iets dieps in hierdie menslike reaksie. Want hoekom? Hulle keer terug na die alledaagse toe. Hulle keer terug na dit wat hulle ken. Hulle het nie vergeet van hulle roepe nie. Hulle het nie vergeet van Jesus nie, maar hulle keer terug na wat hulle ken. Hulle is in hierdie wagtyd. Hulle is in die tyd van opstanding, maar hulle is ook tussen die tyd van opstanding en uitstuur. Tussen die belofte en die vervulling. Dis waar hulle self bevind. En as ons dink aan is ook juis hier waar hierdie teks ons vanoggend ontmoet. Dis waar hierdie teks na ons toe kom, want die meeste van ons leef nie in hierdie buitengewone oomblikke nie. Maar in die gewone ritme van die lewe is. Die roetines, die werk, die sorg, die verantwoordelikhede, die dag-tot-dag dinge wat voortgaan. En ook in hierdie tye, hierdie alledaagse tye, net soos die disippels, bevind ons ook self in wagtye. Ons bevind ons ook self in tye wat gebede dalk reeds beantwoord is, of waar gebede nog oop staan. En ons bevind ons dalk in tye wat ons nie ten volle verstaan nie. En wagtye soos die disippels ervaar, kan ook soms onseker wees. Kan ook soms leeg voel. Maar as ons dink aan, tog leer die skrif ons iets anders te vanoggend ook. Die skrif leer ons ook dat wagtyd is nie verlore tyd nie. Wagtyd is juis, dis 'n vormingstyd. Dis 'n ruimte waar God stil besig is om te werk, waar geloof groei, waar vertroue verdiep word. Selfs wanneer ons nie alles kan sien nie, selfs wanneer ons nie alles kan verstaan nie, is die Here nog steeds besig in ons lewens. Die Here is daar. Hy het sy disippels nie alleen gelaat nie. Hy weet waar hulle is. Hy het geweet om by hulle uit te kom. Hy het geweet hulle gaan niks vang nie. Hy het geweet hulle het sy hulp nodig. En hy het geweet as hulle aan land kom, gaan hulle honger wees. En die vuur is reeds aan die brand. Ons vuur is ook reeds aan die brand, want die Here voorsien vir ons elke dag. Die Here is daar vir ons. En dan as ons terug gaan na die teks toe, hoor ons daar die eerlike woorde. Daardie nag het hulle niks gevang nie. Hulle het hard probeer. Hulle het net ingegooi, uitgetrek, weer ingegooi, weer uitgetrek. Maar hulle het niks gevang nie. Hulle het volhard in wat hulle ken, maar daar was geen resultaat gewees nie. Hulle kon niks wys vir heel nag se werk nie. As ons dink daaroor, hierdie teks veroordeel hulle nie. Hierdie teks kom wys net vir ons die werklikheid.
Teks kom wys vir ons waarmee hulle te doen kry. Hoe hulle gesukkel het, maar niks gevonden het nie. Hoe hulle hard in die werk was. En hier is 'n belangrikheid hierin, as ons dink aan. Daardie leegheid beteken nie noodwendig iets het verkeerd gegaan nie. In hierdie verhaal word daardie leegheid 'n plek waar God begin te werk. Dit herinner my sommer so aan daardie woorde van Johannes 15 vers 5 wat sê, sonder hom kan ons niks doen nie. Beteken nie ons kan nie iets doen nie, maar wat dit beteken is, dat ons kan slegs iets doen uit verbondenheid met hom, as ons in Christus bly. Want Christus voorsien. Christus is daar vir ons elkeen. Dit is 'n ervaring wat ons ook ken. Jy werk, jy sorg, jy dien, jy bly getrou, maar jy sien nie altyd die vrug van dit wat jy doen. En soms vra jy vir jouself, maak dit werklik 'n verskil? En jy's daar, nie in sukses nie, maar in leegheid verskyn Jesus. Toe dit al dagbreek was, toe staan Jesus op die strand. Hy is daar, stil, naby. Hy's getrou. Selfs al voel jy dat die dinge wat ek doen of waarmee ek besig is, dra nie vrug nie. Is hy daar, hy sien wat jy mee besig is. Dit herinner my ook daaraan aan die woorde van Lukas 24, waar die disippels herken nie vir Jesus nie. Jesus is teenwoordig, maar die disippels herken hom nie. En so ook ons soms, sien ons hom dalk nie raak in ons alledaagse lewe nie. Maar hy is by ons. Hy's naby jou, hy's by jou. Hy's daar en hy's hier vanoggend. Hy roep mense. En as jy dink aan daardie gedeelte wat gesê het, vers 5, mense het julle nie iets gevang om te eet nie. As jy 2020 vertaling gaan lees, gaan dit nie sê mense nie, dit gaan sê kinders. En ons is almal kinders van God. Hy roep kinders, het julle nie iets gevang om te eet nie. Ons is sy kinders, soos daardie disippels ook. En hierdie vraag wat Jesus vra, is nie 'n vraag van oordeel nie. Hy sien hulle nood, hy sien hulle leë nette. Hy sien dat hulle harte swaar is, hulle bekommernis. Gaan hulle bly visvang vir die res van hulle lewe? Wat het gebeur die laaste paar weke? Dan gee hy 'n eenvoudige opdrag vir hulle. Gooi die net aan die regterkant van die skei. Dis nie iets ingewikkels nie. Dis al wat die Here vra is net vertroue. Elke dag, dit wat ons mee besig is. Vertrou hom net. Volhard. Want hy is daar, hy sal voorsien. En wanneer hulle hom vertrou, dan lees ons, breek hierdie oorvloed deur. Hierdie oorvloed van visse. 153 visse. Die net word nie net vol nie, die net word so swaar dat hulle sukkel om die net beweeg te kry. En dis hoe die Here voorsien ook in ons lewens. Soms dink ons het net dit nodig en dan kom sê die Here, maar ek gee vir jou nog soveel meer. En skielik toe hierdie nette so swaar word, toe daar so baie visse is, toe besef hulle maar, ons het al hierdie oomblik beleef. Hierdie stem, hierdie oorvloed, ons ken dit. Dit is soos die eerste keer toe Jesus hulle geroep het om sy disippels te wees. Jesus bring sy mense terug na hom toe, om nie vas te hou in hulle mislukkings nie, om vas te hou in die verlede nie, maar om weer te besef dat hulle moet hom volg, daardie roeping.
daardie roeping is om hom te volg. Want selfs in ons leegheid bly Jesus getrou. Selfs in die tye wat stil is in ons lewens, is hy daar. Stil, maar hy is besig om te werk. En wanneer hulle in die land kom, wat sien hulle? 'n Vuur wat brand. Brood, visse, kos om te eet. En as jy dink daaroor, vir Petrus is dit meer as net 'n vuur. Dit is 'n herinnering. Van die laaste keer toe hy om 'n vuur gestaan het en Jesus naby was toe hy Jesus verloon het. In Johannes 18. Daar het vrees sy lewe oorwin. Daar het hy ingegee tot vrees. Maar die Here was naby. En nou staan hy weer by 'n vuur. Maar hierdie keer is Jesus daar, reg langs hom. En dit verander alles. En Jesus bring hom nie terug na hierdie vuur toe nie, om hom te veroordeel nie. Jesus kyk nie terug na die verlede nie. Jesus bring hom juist na hierdie vuur toe om hom vry te maak. Jesus bring hom juist na hierdie vuur toe om sy lewe te herskep. Van skaamte kom daar genade. Mislukkings word ontmoeting met hom. En voordat Petrus iets wil sê of iets kan doen, voorsien die Here klaar. Alles is gereed. Want die Here stap al vooruit. Die Here is al môre daar. Die Here is al oormôre daar. Maar die Here is daar. Hy weet wat se pad jou lewe lei. En dit is genade wat eers te kom. En as ons dink aan hierdie brood, en ek wat vroeër genoem het oor die nagmaal, dink ek ook daardie gedeelte in Johannes 6 vers 35 waar Jesus self sê, ek is die brood van die lewe. Hier word dit tasbaar. Hy is die een wat voorsien. En hy is die een wat lewe gee. En dan kom daar die uitnodiging wat Jesus bring vir sy disippels. Hy sê vir sy disippels, kom eet. Dit is eenvoudig, kom eet. Nie kom bewys jy is vir my, julle lewe is reg nie. Nie kom maak alles reg nie, maar net kom eet. Kom ontvang en kom en leef uit my genade. Want elke dag is 'n nuwe dag. Gister is verby. Dit wat gebeur het met Simon Petrus, dit wat met die ander disippels gebeur het, toe Jesus gekruisig is, dis wat hulle gedoen het, dis verby. Die Here sê elke dag is 'n nuwe dag. En hier sien ons die Here in aksie. Laat my dink aan 1 Korintiërs 15, julle kan gerus daar gaan lees ook, wat mooi sê, hy leef, hy verskyn, hy ontmoet, hy is nie ver nie, hy is hier. En as julle verder lees daar ook in Johannes 21, besef julle ook dat al het Jesus die vis gebring, al het Jesus die brood gebring, al is die vuur gereed, nooi Jesus ook sy disippels om ook by te dra. Hulle bring ook vis, die vis wat hulle gevang het. Hulle word deel van wat Jesus doen. Want God werk nie sonder ons nie. God het ons elkeen lief, ons is sy kinders. En in sy koninkryk vra hy van ons om daardie werk te verrig. Daardie lewe liefde, om die liefde te leef. Maar die volgorde is belangrik, sê hierdie gedeelte vir ons. Eers ontmoeting, dan roeping, eers genade, dan sending, eers die vuur en dan werk. En dit sluit ook so mooi aan by Matteus 28, vers 19 tot 20, wat sê, gaan dan na alle nasies toe. Gaan dan na alle nasies toe. Gaan lewe my liefde. Of dit nou by werk is, of dit by huis is,
waar ook al dit is, gaan lewe daardie liefde. En dit is so 'n spesiale dag vandag, Moedersdag. Jy is hier Moedersdag, hoor ons ook daardie woorde, daardie sagte woorde van wat dit beteken om te lewe. Daardie sorg, die klein dade van liefde, die getrouheid wat nie altyd raak gesien word nie. Soos 'n ma sorg vir haar kinders, so sorg die Here ook vir ons. So vra die Here ook vir ons, met ons gaan dit uitleef. En nou is daar oomblikke wat klein voel vir jou dalk, vir ander mense beteken dit iets baie. Net om te vra, hoe gaan dit? Hoe is jou dag? Vir ander mense beteken dit baie. Want hierdie teks sê vir ons, God is juist daar. God is nie net daar in die groot oomblikke nie. Nie net wanneer alles reg verloop nie. Maar God is ook daar na die klein oomblikke. Net in daardie gedagte van Jesus wat 'n vuur maak. Hy staan by die vuur. Hy's by die tafel. Hy's in jou huis. Hy's in jou werk. Hy's in die gewone van die dag. Ten slotte, die disippels kom nie heeltemal met leë hande nie. Hulle kom na Jesus toe, hulle bring vis. Maar selfs dit is genade. Want hoekom? Alles begin by Jesus. Jesus het voorsien. Jesus het gesê, gooi die net in. Jesus het gesê, gooi net in die regterkant in. Hy voorsien. Hy gee vir jou alles wat jy nodig het, om daardie liefde te gaan leef. Want hy voorsien elke dag vir jou. En so kom hy ook na ons toe. Ons bring wat ons het. Ons werk, ons sorg, ons getrouheid. Maar soos ek gesê het, diep binne ons weet ons, dit alles wat ons het, kom uit sy hand uit. En tog, die vuur brand reeds. Hy wag nie vir wat jy moet bring nie. Hy vuur brand reeds, hy voorsien. En hy sê vir ons, kom eet. Kom met wat jy het, en wat jy is, en hoe jou lewe op die huidige oomblik is. Hy sê nie gemaak dinge reg nie. Hy sê kom net soos wat jy is en ontvang. Al kan jy soms nie altyd self gee nie. Kom ontvang. Want by hom begin alles. Jy hoef net te kom. Jy hoef net te kom. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, dankie vir u woord vanoggend wat ons gehoor het, dat u ons weer herinner daaraan wat dit beteken om liefde, u sorg, en die dinge wat u vir ons elke dag so vrylik gee, ook uit te deel aan ander mense. Dankie Here dat ons weet dat u elke dag in ons lewens werk. U help ons Here om nie net altyd u woord te hoor nie, maar ook dit wat ons hoor, ook te gaan uitleef, Here. Here, dat ons met oop oë en harte sal gaan en sal sien waar ons u liefde kan uitdien. Ons bid dat u saam met ons sal gaan hierdie week, Here, in ons huise, ons werk en alles wat voor lê hierdie week, Here. Geef ons krag vir elke dag, vrede in ons harte en ook, Here, volkome vertroue in u. Seën Here ons deur hierdie week en gebruik ons Here as draers, Here, van u liefde, Here. En mag ons elkeen, Here, ook 'n lig skyn, Here, in ander mense se lewens, van dit wat u vir ons elke dag kom doen. Ons dankie, ons prys u en ons loof u, Here. Ons bid dit in u seun se naam ontvul. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied wat ook baie gepas is, wat sê, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Kom ons sing dit saam staande, lied 308.
Gemeente, ontvang ook die seën van die Here. Mag julle gaan en die liefde van die Here gaan leef, daar waar julle ook al mag gaan die week, in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.